Goeiemôre aan almal. Wie van ons is nie gereed om 'n blessing te ontvang nie? Almal is gereed om 'n blessing te ontvang. Amen. Ek gaan ons so 'n paar stappies deur die woord vat wat ons in lyn kan bring om daai blessing te kan ontvang. En ek wil vanmôre praat oor saad, die saadbeginsel. Waar kom saad vandaan? Wat is die oorsprong? Hoe kan ons sê, waar kom saad vandaan? Kom ons kyk na die woord. In die woord Genesis 1 vers 11. En God het gesê, dit was die 3de dag. En God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee, en blomme wat volgens hulle soort, bome wat volgens hulle soorte vrug dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Op die 3de dag het God daai plante en bome gemaak wat saad dra. En dis waar die saadbeginsel vandaan kom. Elke boom wat saad gedra het vermeerder deur sy saad. Elke grasspruitjie het vermeerder deur sy saad. Na die sonvloed, lees ons in Genesis 8 vers 22. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Solank as wat die aarde daar is, sal die saadbeginsel nie ophou nie. So saad is 'n baie belangrike gedeelte in ons lewens. Jesus het vir sy disippels geleer in Lukas 6 vers 38. Gee, en aan julle sal gegee word 'n goeie maat, wat ingedruk, geskit en oorlopend is. Saad wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En hierdie is 'n sleutel, mense. Dis 'n sleutel. Wat sê, die maat waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. Paulus het verduidelik in 2 Korintiërs 9 vers 10. En hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder, en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. God sê vir ons in sy woord, dat wat ook al julle saai, sal ons maai. Dit is 'n beginsel wat God daar gestel het van die begin af. En dit werk in alle aspekte van ons lewens. Dit werk in jou geestelike lewe. Dit werk in jou morele lewe. En so ook in jou fisiese lewe. Die feit bly staan. Die saad wat jy saai, daai oes sal opkom. Dis 'n mors van tyd om tot God te bid vir 'n blessing. Jy kan bid tot jy blou word, as jy nie saad in die grond het nie. Die woord sê in Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Mense, dit wat jy saai, sal jy maai. As jy 'n blessing van God verwag, dan moet daar saad in die grond wees. Ons kan nie sonder saad 'n oes verwag nie. 'n Boer kan nie daar langs sy lande staan en sê, ek gaan hierdie jaar 'n goeie oes hê nie, as hy nie saad in die grond sit nie.
En watter saad jy insit, dit is die oes wat jy gaan kry. Die meeste lewe begin met saad. Saad is die begin van die meeste lewe. Plante, diere, die mens, selfs die ewige lewe, want ons lees in 1 Petrus 1 vers 23. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Die lewende woord van God. Ons is wedergebore, nie uit onverganklike saad nie, uit verganklike saad nie, maar deur onverganklike saad, die woord van God, wat die ewige lewe gee. Elke saad het 'n potensiaal om 'n oes te lewer. Elke saad, wanneer jy saad in die grond sit, het dit die potensiaal om 'n oes te lewer. Maar God is die enigste een wat lewe gee aan saad. Elke saad sal voortbring volgens sy soort. As jy 'n mieliepit plant, gaan daar 'n mieliep opkom. As jy 'n wortel plant, gaan daar 'n wortel opkom. Elke saad gee volgens sy soort. So ook goeie saad sal goeie oes vir jou opbring. Maar so ook slegte saad gaan 'n slegte oes vir jou opbring. Daarom moet ons leer liefde en positiewe dinge saai, in plaas van om negatiewe goed soos haat en al daai te saai. Want daai saad gaan opkom en dit gaan vir jou oes gee, positief of negatief. En dan moet ons agslaan. Ons moet moeite doen om te kyk waar jy deur die lewe loop, waar jy by die werk is. Wat se saad saai jy? Wat saai jy tussen die mense om jou? Want dit bepaal jou oes. Die aantal sade kan 'n mens tel. Soos byvoorbeeld, ek vat nou 'n appel. 'n Appel het omtrent tussen 5 en 10 sade. Maar die potensiaal van daai saad, van een saadjie, is onmoontlik om te bepaal. Daarom moet ons baie seker maak dat ons net goeie saad saai. Meen een saadjie, 'n boom kom op. Ons vat met die appelboom. Daai appelboom na 'n paar jaar begin hy vrugte dra. 5 die eerste jaar, 10 die tweede jaar en 100 die volgende jaar. En elke appel wat hy dra, het 5 of 10 sade in. So dit groei, en dit groei vinnig. Een negatiewe saadjie wat ons saai, het die potensiaal om 'n berg van probleme vir ons te bring. Ons moet baie versigtig wees en agslaan op dit wat ons saai, om net goeie saad te saai. Ons lees in Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. So ons moet op die regte tyd, wat deur God bepaal word, sal ons oes kry. Maar ons moet net aanhou om goed te doen. En God sal die res doen. Ons sal 'n oes ontvang uit die hand van God. Om 'n goeie oes te verseker, moet ons goeie saad saai. En jy moet in goeie grond saai. Ons lees in Markus 4 vers 8. En 'n ander deel het
in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei en dit het gedra 31, 61 en 100voudig. Elke saadjie wat jy in die grond sit, gaan vir jou 'n oes bring. 31, 61, 100voudig. En dit kan meer wees. 100voudig is die ultimate. Wat beteken dat God se goedheid teenoor jou is onbepaalbaar. Maar ons moet die saad in die grond hê. En in goeie grond. Filippense 4 vers 19. My God sal aan elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom, heerlikheid deur Christus Jesus. God sal bepaal wat jou oes is. Ons plant een saadjie, maar God bepaal die oes. God bepaal dat daai saad lewe kry en God bepaal die oes. God self het die saadbeginsel gebruik deur Jesus wat op die kruis gesterf het. Ons lees in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die ewige lewe deur Christus. God het daai saad gesaai. Hy het Jesus gegee om te sterf, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En ons moet dankbaar wees dat God bereid was om Jesus te stuur. En nog meer moet ons dankbaar wees dat Jesus bereid was om daai pad te stap. Want Jesus het die pad gestap vir my en vir jou, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. En dit is die ultimate. Want wat is ons toekoms sonder die ewige lewe? Die ander kant is die ewige hel. 'n Belangrike ding wat ons moet hou, is wanneer ons aan God gee, ons in sy koninkryk saai. Die saad verlaat ons hand. Ons gee in die koninkryk. Ons saai ons saad hier in die potte. Maar ons moet een ding onthou. Ja, daai saad verlaat jou hand. Dis uit jou hand uit. Maar dit bly in jou lewe. Daai saad bly in jou lewe. En die oes sal jy oes iewers in jou toekoms. En dit is 'n sleutel wat ons ook moet onthou. Dat wanneer jy in die koninkryk saai, dan gaan daar 'n oes kom. Soos ek sê, dit is uit jou hand uit, maar dit is nie uit jou lewe uit nie. Ek en my gesin kan daarvan getuig. Daar was 'n tyd wat dit maar rof gegaan het, wat ons inkomste in 'n maand R10,000 minder was as ons uitgawes. Maar die Here het vir ons gesorg. Die Here het daai tyd regtig vir ons gesorg. 'n Profeet van God, baie mense sal hom ken, Kobus van Rensburg, het vir ons gesê, ons was in een van sy dienste hier in Sonland Park. Ons het so net langs die paadjie gesit, en Kobus het so op en af geloop, en heen en weer, terwyl hy preek, en hy het so by ons verbygeloop, en hy het so teruggestaan, en hy sê, omdat julle in die verlede mildelik gesaai het in die koninkryk van God, sal God vir julle sorg in al julle behoeftes. Sy woord was, julle het gesaai vir 'n tyd soos die. En hy het ons nie geken nie. Ons was
In 'n vreemde kerk, hy het van daar van Stilfontein af het hy hier kom preek. Hy het ons geken van geen kant af nie. En hy sê, julle het gesaai vir 'n tyd soos die. En God was getrou. Wanneer ek terugkyk, kan ek besef dat God ons gedraai het. Net God kon dit doen. In die Engelse te sê ding, you cannot outgive God. En dit is so waar. Dit is absoluut die waarheid, dat you cannot outgive God. Want dit wat jy gee, sal God vir jou teruggee in 'n oes. Vermenigvuldig. 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. Maar dink daaraan, wie spaarsamiglik saai, sal ook spaarsamiglik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. En dit is weer eens wat terugkom na die saadbeginsel toe. As ek en jy wat hier in die dorp bly, 'n handvol mieliepitte daar in die tuin saai, kan ons 'n lewe maak daarvan? Nee, jy kan dalk 2 of 3 potte pap maak met die mielies wat jy gemaal het. Maar as 'n boer vat en hy saai 10, 20 tot 100 of meer hektar, dan voorsien hy vir homself, hy voorsien vir die mense om hom. Daarmee kan hy 'n oes verwag. Dis hoekom die woord sê, wie spaarsamig saai, sal spaarsamig maai. Maar wie volop saai, sal ook volop maai. En dan vers 7 sê, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. God het 'n blymoedige gewer lief. En dis in my en jou hande, om te besef, dat dit wat ons saai, bepaal ons eie oes. As jy hier 'n bietjie saai, gaan jy hier 'n bietjie oes kry. As jy groot saai, gaan jy 'n groot oes kry. Dit is in ons hande, en jy moet by jouself besluit, dit is wat ek gaan saai, want dit is wat die oes wat ek gaan verwag. Saad wat jy in die koninkryk van God saai, is lofprysing en aanbidding tot God. Ek en jy moenie saai net om 'n oes te kry nie. Daai saad moet ons vir God gee. Dit moet soos aanbidding wees, lofprysing. Selfs ons lofprysing en aanbidding in die kerk wanneer ons sing, is saad wat jy saai. So ons moet weet dat ons God moet loof en prys met dit wat ons gee. In Filippense 4 vers 18 en 19 sê, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafras ontvang het wat deur julle gestuur is. 'n lieflike geur, 'n welgevalle offer, welbehaaglik by God. Dis 'n offer wat by God welbehaaglik was. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. God sal daai vervulling doen. God sal vir jou teruggee, dit wat jy in die koninkryk saai. In Spreuke 19, vers 17 lees ons ook, dat ons die armes moet help. Vers 17 sê, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldade vergelde. Wie aan die arme gee, leen aan die Here. Die Boodskap Bybel sê, wie goed is vir die arme, maak eintlik 'n lening aan die Here. Op sy eie tyd
sal God hierdie goeie daad beloon. Ons moet onthou, God kyk na jou hart. Jy moet nie net gee om te kan terugontvang nie. Jy moet gee met 'n blymoedige hart. Gee aan God en vergeet. Wanneer en wat God sal vir jou teruggee, word deur God self bepaal. Ons kan nie God se arm draai nie. Here, ek het nou R10 gegee, ek het R100 vanmiddag nodig. Nee, dit werk nie so nie. Dit wat jy gee, gee jy met 'n blymoedige hart. En ons moet besef dat die saadbeginsel 'n deurbraak in ons lewens kan bring. Ons moet ontslaa raak van synigheid en selfsugtigheid wat 'n blokkasie veroorsaak vir 'n oorvloedige lewe. En ek praat met myself. 'n Synige en selfsugtige lewe maak 'n blokkasie vir 'n oorvloedige lewe. Ons moet dit onthou. Spreuke 28 vers 22 lees ons: 'n afgunstige man oorhaas hom om ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie. 'n oorhaastige man, 'n afgunstige man, hy's haastig om ryk te word, maar juis as gevolg van dit sal armoede hom tref. In die Boodskap Bybel sê hy dit so reguit: 'n synige en jaloerse man sal alles doen om ryk te word. Op die ou ende het hy nog steeds niks nie.' Dit is so die waarheid. Ons moenie poog om ryk te word nie. Ons moet goed doen en ons moet dinge doen wat God behaag. Ons moet in sy koninkryk saai en hy sal rykdom bring. Spreuke 11:24. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry. En een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Meer as wat reg is. God verwag nie dat jy moet alles wat jy het uitdeel nie. Dis nie wat God van jou vra nie. Maar God sê, gee en vir jou sal gegee word. God sal saad voorsien sodat jy kan gee. Ons kan nie ons brood saai nie. Jy kan nie brood saai nie, want dit gaan vrot word in die grond. Maar God sal vir jou saad voorsien om te saai. Handelinge 20 vers 35 lees ons: En het julle in alles, ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het: dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ek hou van die Engels hoe hy dit stel is: it's more blessed to give than to receive. En mense, it's more blessed to give than to receive. En vandag, daar is so baie geleenthede vir ons om te saai. As mens dink aan saad, waar jy kan saai. Ek vat 'n voorbeeld, 'n persoon voor jou by die betaalpunt wat 'n blik konfyt uithaal en sê, nee, los die blik konfyt, ek het nie genoeg geld nie. Dis 'n geleentheid om vir daai persoon daai blik konfyt te betaal. Of sommer sy hele mandjie. Ons is in staat daartoe. Daar is karwagte. Hulle werk, hulle doen hulle werk. In elke parkeerterrein byvoorbeeld. Mense wat op die robot staan. Daar kan ek net sê, wees versigtig. Dit kan gevaarlik wees.
Ons moet dat God vir ons lei en wys, die Heilige Gees ons lei, waar ons moet saai en waar ons nie moet saai nie. As ons kyk na die mense om ons hier in die kerk, hoeveel mense met gebrek is daar? Hoeveel mense met behoefte sit hier langs ons? En wat doen ons? Is ons hand oop? Of kyk ons weg? Galasiërs 6 vers 10 sê, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Die woord sê, kyk na die armes, maar die meeste na die huisgenote van die geloof. Iemand wat baie geseënd is, hy sit hier voor somewhere, het my geleer dat jy ook vir iemand wat nie arm is nie, of behoeftig is nie, dat jy ook in sy lewe kan insaai. En want dit wys vir so 'n persoon God se karakter en dat God vir hom omgee. Die woord sê, saai op goeie grond. En dit is 'n belangrike sleutel wat ons moet onthou. Die huisgenote van die geloof is goeie grond om te saai. Kom ons kyk na 'n voorbeeld in die Bybel. Ons lees 1 Konings 17 vers 8 tot 16. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, dis vir Elia. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak nou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee beveel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was daar 'n weduwee besig om houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here, u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, maar net 'n handvol meel en 'n pot met 'n bietjie olie in die kruik. En hierdie maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons kan eet en sterwe. Dit was haar laaste. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie. Gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag wat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en haar gesin, al die dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Daar het die vrou, sy het niks gehad nie, haar laaste bietjie meel en olie het sy gebruik om 'n koek te bak, 'n brood te maak vir Elia. En God het haar meel gespaar en haar olie gespaar, dat hulle vir die heeltyd van die droogte kon eet
Die meel het nie opgeraak nie, die olie het nie opgeraak nie. Dit is hoe God voorsien, wanneer jy op hom vertrou. So kan ons kyk na waar Jesus die menigte gevoed het met 5 broodjies en 2 visse. 'n Seun, 'n jong man, 'n seun, ek weet nie hoe oud was hy nie, het 5 broodjies en 2 visjies gehad. En hy het dit gesaai. Hy het gesê, hier's, gee vir die mense kos. Ek weet nie hoe het hy gedink of wat nie, maar anyway, dit het. En Jesus het gebid en gedank, en het die brood gebreek, en hy het 'n menigte kos gegee. En hulle het nog 12 mandjies, en ek weet nie hoeveel vis opgetel na die tyd nie. So in God se hande is enige iets moontlik. Enige vermenigvuldiging is moontlik in die hand van God, in die hand van Jesus. En ons moet Jesus op aarde wees. So in ons hande kan dit ook gebeur. Ons moet net geloof hê in God en weet, dit is wat kan gebeur. 'n Getuienis wat ek persoonlik beleef het, ons was hier in Wesgemeente, stap ek en Alida die oggend in die kerk in, en sy steek vas en sê vir my, hoeveel geld het jy in jou beursie? Ek sê, ek is nie seker nie, ek weet nie, maar die beursie is in die kar. Sy sê, gaan haal dit, alles. En ek gaan terug kar toe en ek dink so by myself, want het ook maar moeilik gegaan op daai tyd. Ek dink so by myself, miskien moet ek R100 uithou net vir môre en wat. Maar ek doen dit toe nie. Haal al die geld uit, selfs die klein geld gooi ek in my hand. Gee vir haar, sy het dit so opgerol. En 'n man het heel agter in die kerk gesit. En sy het net so by hom kom staan en so van agteraf haar hand so oor sy skouer gesit. Hy het die geld gevat. Hy het nie eens omgekyk nie. Die volgende Sondag, toe getuig hy van die platform af. Sy het verlede Sondag, het hy met God gepraat, die oggend voor kerk, by sy huis. Sê God, hier is my laaste geld wat ek het. Ek gaan dit vandag as offerande vir U gee. Maar my water en ligte is nog nie betaal vir die maand nie. In daai tyd was dit, as jy water en ligte nie op tyd betaal is nie, dan sny hulle hom af. Ek weet nie of dit nou nog so is nie. Maar anyway, hy sê, hy het sy laaste geld vir God gesê, ek gaan hierdie in die offerande gee. Maar ek verwag 'n oproep, ek verwag 'n pad in die woestyn vir my water en ligte. Hy sê, hy het in die kerk gesit, toe gee iemand vir hom geld. Tot op die laaste sent, presies, wat die water en ligte rekening is. En dit het my ook, dit het my so 'n bietjie geloof gegee om te dink, wauw, ek wou daai R100 vat. As ek dit gevat het, was dit nie genoeg nie. Ek het alles vir hom gegee, of ek het dit vir haar gegee, en Alida het dit vir hom gegee. Hy het nie eens geweet wie ons nie, want hy het nie eens omgekyk nie. Maar hy het getuig, tot op die laaste sent. So ons moet weet, as God met jou praat, moenie teenstribbel nie. Ek weet mens, veral as jy bietjie min in die sak het, dan is dit moeilik. Maar doen wat God van jou verwag. Doen wat die Heilige Gees op jou hart lê. En dit sal met jou goed gaan. Tannie Magda Snoer se broer, hy's in Durban, ek kan nie onthou wat sy naam nie, het 'n boek geskryf, Opportunity to Give. Nou ek het daai boek gesoek op daai boekrak van my, van Alida. Ek kry hom nie. Maar iets wat in daai boek uitgekom het, wat ek kan onthou, is dat God gee vir jou geleenthede. God skep
geleenthede vir jou om te saai. God skep daai geleenthede vir jou. Dis moontlik of sy het hom vir, ek dink nie sy sou hom gesaai het nie. Sy het hom dalk vir iemand geleen wat hy nie teruggekom het nie. Maar want dis die enigste een wat ons gehad het. Tensy hy dalk by pastoor is. Maar God skep vir jou geleenthede om te saai, sodat God 'n oes op jou pad kan sit. En Jesus was nie bang om tussen die armes te wees nie. Jesus was meer tussen die armes as wat hy het dit verkies om tussen hulle te wees. Dan dis hoekom hy gekom het, vir die wat hom nodig het. En Christendom is nie net 'n belydenis van geloof en 'n oorgawe aan Jesus nie. Dit gaan daaroor om hom te ken, om Jesus te ken, om meer van hom te weet, om meer sy hart te verstaan. Jesus het nie 'n probleem gehad om saam met diegene deur te bring wat die normale mens as uitgeworpene sien nie. Want hy het geweet, hy is die antwoord wat hulle nodig het. En dit is die antwoord wat ons nodig het. Ons het Jesus nodig. Hy het nooit op iemand neergekyk nie. Hy het saam met die sondaars geëet en almal geleer vir die wat wou luister. En Jesus roep ons om dieselfde te doen. Ons moet Jesus se liefde aan die wêreld wys. Ons moet doen wat Jesus gedoen het. Ons het almal seëninge wat bedoel is om gedeel te word. Of jy nou ryk of arm is, jy het iets wat iemand anders nodig het. Dit gaan nie net altyd oor geld nie. Jy het iets wat die volgende persoon nodig het. En dit wat jy vir iemand anders kan gee, is 'n blessing vir hom. Maar daar's iets wat ons nie moet teenwaak. Ons moet nie net altyd gee en gee en gee nie. As jy weet iemand kry swaar, gee, voorsien, 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 voorsien. Ons moet daai mense leer om op 'n plek te kom waar hulle vir hulle self kan voorsien. Selfs met jou kinders. As jy vir hulle net gee en gee en gee, gaan hulle net bakkant staan. Hulle gaan net bakkant staan en as hy nie kry nie, dan raak hy ongeduldig met jou. Hoekom het ek nie die nie? Hoekom het ek nie daai nie? So is al die mense. Ons moet ons kinders en so ook die mense om ons leer. Ja, dis goed om te ontvang en wees dankbaar vir dit wat jy ontvang. Maar ons moet leer om vir onsself te voorsien. Want ons moet onsself instel op die Heilige Gees. Sodat ons weet, wanneer God vir ons sê, hier is behoefte, of daar is behoefte, daar is tekort, dan moet ons weet, okay, God verwag dit van my, gee. Maar dis nie in al die omstandighede, wat 'n mens net moet gee en gee en gee nie. Want dit skep 'n negatiewe toestand in daai persoon se hart. Want hy weet, ek gaan nou kry. Iemand gaan nou vir my gee. Hy kom nooit by die punt waar hy vir homself kan sorg nie. So, laat ons waak en bid en weet waarom te gee en waarom nie te gee nie. Maar ons moet ook weet dat dit wat ons gee, God het 'n oes vir ons.
Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie. Dankie Here dat ons weet U is in beheer. U is die groot ek is. U is skepper van hemel en aarde. Vader, ek bid dat U ons oë sal oopmaak. Dat U ons ore sal oopmaak. Dat U ons hart sal oopmaak. Sodat ons op ons kant ons hande kan oopmaak. Here, daar waar ons behoeftes sien, dat ons sal kan instaan daar. Here, gee vir ons die begeerte om te kan sien wat U van ons verwag. Ons loof en prys U. Ek sê vir U dankie. Dankie Here vir die blessings wat ons elke dag uit U hand ontvang. Ons loof en prys U daarvoor. En Here, ek bid dat U ons sal help om ook 'n blessing vir ander mense te wees in die wêreld. Here, om vir die wêreld te wys wie U is. Want dit is wat U wil hê. Dit is die doel van die evangelie, om U evangelie uit te bring, is om vir die mense te wys wie U is. En ek loof en prys U. Here, stel ons in staat om dit te kan doen en help ons. Ons loof en prys U en ons sê vir U baie dankie. Here, dankie dat U met elke persoon hier sal wees deur hierdie week wat voorlê. Here, ek bid vir geopende oë, geopende deure. En ek dank U, Here. Dankie vir guns. Guns wat ons uit U hand ontvang. Ons sê net dankie. Dankie, Here, vir U liefde en U getrouheid. Ons loof en prys U daarvoor. Amen.